Goeiemôre, dit is Vrydag die 30ste Mei. Vanoggend lees ons Markus 16 vers 19. Nadat die Here Jesus met hulle gepraat het, is hy in die hemel opgeneem en het aan die regterhand van God gaan sit. Ons ken die speletjie in die boeke Waar is Wally of Waar is Waldo? Dat jy die mannetjie moet soek wat so rooi en wit gestreepte hemp en 'n blou broek aan het en 'n mis op sy kop. En die vraag is, waar is hy? Waar kruip hy weg tussen daai miljoene ander prentjies voor jou? Die hemelvaart los ons nie met die vraag van waar is Jesus nie. Ons weet waar Jesus is. Hy is in die hemel by God. Hy is deur sy Heilige Gees by ons. Dis nie die vraag wat die hemelvaart wil antwoord, of is Jesus op aarde, of is hy in die hemel, of waar is hy nou eintlik nie. Nee, die hemelvaart wil finaal die vraag antwoord van wie is Jesus, om te bevestig dat Jesus die Seun van God is. Hier sê Markus vir ons, nadat Jesus in die hemel opgeneem is, het hy aan die regterhand van God gaan sit. By God, self God. As Stefanus gestenig word, en hy opkyk na die hemel en sê die hemel gaan oop en hy sien vir Jesus sit aan die regterhand van God. Daarmee bevestig hy dat Jesus God is, self God is, en is die vraag oor wie Jesus is en wat hy hier op aarde kom doen het, finaal uiteindelik geantwoord. Jesus is die Seun van God, self God, en hy kom om ons as mense te red, om ons te verlos van ons sondige bestaan, waaruit ons onsself nie kan red nie. Daarom is hemelvaart 'n wonderlike versekering van wie Jesus is. Ja, hy sê vir sy disippels dat hy gaan plek voorberei, dat ons kan uitsien dat ons in die ewigheid saam met hom in die hemel gaan wees. Maar nou reeds kan ons weet dat hy teenwoordig is. 10 dae later word die Heilige Gees uitgestort, die Gees wat vandag nog in my en in jou werk, in die kerk werk, wat ons oortuig om te glo, wat vir ons die krag gee om aan te gaan, wat vir ons die verstaan gee van die Bybel. Hemelse Vader, dankie dat ons weet dat Jesus God is, U Seun is, aan die regterhand sit. Ja, Here, dat ons verseker weet dat ons gered word uit genade, nie uit ons eie verdienste nie. Mag ons Hemelse Vader dit altyd onthou. Mag ons verseker weet dat U deur die Gees teenwoordig is, dat Jesus nou by ons is, dat hy in die hemel is, want U is oral, U is alomteenwoordig. Here, mag ons met blydskap en met vreugde gaan vertel in die wêreld van U genade en liefde. U stuur ons, dankie dat ons weet U rus ons ook toe, met wysheid, vir die regte woorde, vir die regte dade. Ja, Here, dis baie keer nie groot wyse woorde nie, maar 'n klein stukkie omgee, 'n klein gebaar van liefde, wat mense laat beleef dat U teenwoordig is. Maak ons gehoorsaam en getrou. Dankie dat ons vir mekaar kan bid as gemeente, vir die eredienste wat voorlê Sondag, Here, vir die Pinksterweek wat voorlê, waar die kerk ook saam bid, onthou, vier, dat die Heilige Gees oor ons uitgestort is en in ons woon. Mag ons ook in hierdie wêreld getuies wees van U groot liefde. Amen.